Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag Vrydag, die 3de Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: Springbokke pak Engeland môre in Johannesburg in hulle eerste toets van die jaar. Nog berigte: verskeie mense is dood in 'n ongeluk naby Touwsrivier. Die ANC noem dat Pala-komitee eers moet wag vir die hof se uitslag. Kruiwenweek van 113s se uitslaas hier bekend. Engeland wen met 40 lopies in die semifinaal teen Suid-Afrika. Die Springbokke speel môre teen Engeland by die Emirates Airline Park in Johannesburg. Die afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk en ervare span gekies, maar hy het ook 'n paar nuwer spelers ingesluit om belangrike kombinasies vir die res van die seisoen te toets. Die span bevat baie internasionale ervaring en behoort fisiek sterk teen Engeland te wees. Die Springbokke se beginspan lyk so: Oxensie op nommer 1, Marco Marx op nommer 2, nommer 3 is Wilco Louw, dan Eben Etzebeth, Lode Jager, Siya Kolisi die kaptein, Pieter Stef de Tooy, Jasper Wiese, Grant Williams, Manie Libbok, Kurtley Arendse, Damian de Allende, Jesse Kriel, Cheslin Kolbe en nommer 15, Damian Willemse op die plaasvervangerbank is nommer 16, Bongie Mbonambi, Jan Hendrik Wessels, Vincent Koch, RG Snyman, Marco van Staden, Kobus Reinagh, André Pollard en Apelele Fassie, met spelers soos Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Pieter Stef de Tooy, Damian de Allende en Cheslin Kolbe, beskikkie bokke oor baie ervaring. Jong spelers kry ook die geleentheid om hulle self te bewys, wat wys dat Erasmus reeds vooruit beplan vir die uitdagings wat later vanjaar wag. Die wedstryd skop Saterdag om 17:40 in Johannesburg af. Minstens 15 mense het hulle lewens verloor in 'n tragiese busongeluk naby Touwsrivier in die Weskaap. Verskeie ander passasiers is beseer, waarvan sommige ernstige beserings opgedoen het. Die nooddienste, verkeersbeamptes en mediese personeel was vinnig op die toneel om die beseerdes te behandel en na nabygeleë hospitale te vervoer. Die pad is vir 'n geruime tyd gesluit terwyl reddingswerk voortgeduur het en die wrak verwyder is. Die presiese oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend gemaak nie. Owerhede het 'n ondersoek van stapel gestuur om vas te stel wat tot die tragedie gelei het. Omstandighede soos die toestand van die voertuig, die padoppervlakte en die weer sal deel van die ondersoek vorm. Die voorval dien as 'n ernstige herinnering aan die belangrikheid van padveiligheid, veral gedurende tye wanneer baie mense oor lang afstande moet reis. Owerhede het bekend gemaak dat so 2400 onwettige immigrante binne een dag deur die Beitbrug grenspos na hulle onderskeie lande teruggestuur is. Die deportasies vorm deel van voortgesette pogings om Suid-Afrika se migrasiewette toe te pas en die onwettige immigrante te bekamp. Volgens die owerhede is die persone tydens verskeie wetstoepassingsoperasies reg oor die land aangekeer nadat vasgestel is dat hulle nie die nodige dokumentasie gehad het om wettig in Suid-Afrika te wees nie. Nadat die vereiste regsproses gevolg is hulle via die Beitbrug grenspos gedeporteer. Die Departement van Binnelandse Sake en ander wetstoepassingsagentskappe sê hulle sal voortgaan met grensbeheer en operasies om onwettige migrasie te bekamp. Hulle beklemtoon dat alle optrede binne die raamwerk van Suid-Afrikaanse wetgewing en die betrokke migrasieprosedures uitgevoer sal word. Beitbrug is een van Suid-Afrika se besigste grensposte en speel 'n belangrike rol in die bestuur van reisigers, handelsverkeer en immigrasie. Owerhede sê hulle sal voortgaan om die grens te monitor en op te tree teen onwettige grensoorsteë en die verblyf van die land. Die ANC sê die parlement se aanklagkomitee behoort eers te wag vir die hof se uitspraak voordat daar verder stappe in die Pala saak geneem kan word. Volgens die party sal dit verseker dat enige besluit op die uitkoms van die regsproses gegrond is. Die ANC voer aan dat die hof se beslissing meer duidelikheid oor hierdie regsvraag in die saak sal gee en dat dit verstandig is om nie vooruit te loop op die regsproses nie. Die party meen dit sal ook help om die integriteit van die parlementêre prosesse te beskerm. Opposisiepartye stem egter nie saam nie en voer aan dat die aanklagkomitee sy werk onafhanklik van die howe moet kan verrig. Hulle sê die parlement het 'n grondwetlike verantwoordelikheid om sy toesigrol uit te oefen en behoort nie onnodig te wag nie. Die Pala saak bly een van die mees omstrede politieke aangeleede in Suid-Afrika. Die hof se uitspraak kan 'n belangrike invloed hê op die verloop van die parlementêre proses en die volgende stappe wat geneem sal word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê operasie Floreer het nog nie daarin geslaag om bendes heeltemal uit te wis nie, maar die stryd teen bendebedrywighede is nou een van die operasie se grootste prioriteite. Volgens die polisie word operasie Floreer gebruik om misdaad te bekamp deur gereelde padblokkades, deursoekings, arrestasies en sigbare polisieering toe te pas. Die operasie het reeds gelei tot die hegtenisneming van talle verdagtes en die beslaglegging op onwettige vuurwapens, dwelm en gesteelde goedere. Die
Die polisie erken dat bendes steeds 'n groot uitdaging in verskeie gemeenskappe bly, veral in gebiede waar geweld, dwelmhandel en afpersing algemeen voorkom. Daarom word meer hulpbronne en gespesialiseerde eenhede nou ingespan om bendeleiers en hulle netwerke te teiken. Owerhede doen ook 'n beroep op gemeenskappe om met die polisie saam te werk en enige inligting oor misdadige bedrywighede aan hulle aan te meld. Hulle sê die sukses van Operasie Floreer hang nie net van die wetstoepassing af nie, maar ook van die ondersteuning en samewerking van die publiek. 'n Taxi-bestuurder wat Woensdag naby Mosselbaai deur die polisie voorgekeer is in hegtenis geneem nadat hy 'n bewering onder die invloed van alkohol bestuur het. Tydens 'n deursoeking van die voertuig het beamptes ook 100 Mandrax-tablette in sy besit gevind. Die bestuurder is op die toneel in hegtenis geneem en sal na verwagting in die hof op aanklagte van bestuur onder die invloed van alkohol en die onwettige besit van dwelms verskyn. Die polisie sê die inhegtenisneming vorm deel van voortgesette operasies om dwelmhandel en roekelose bestuur op Suid-Afrikaanse paaie te bekamp. Owerhede waarsku dat daar streng opgetree word teen motoriste wat die veiligheid van ander padgebruikers in gevaar sal stel. Die ondersoek na die herkoms en beoogde bestemming van die Mandrax-tablette gaan nou ook voortgaan. Die konstitusionele hof het beslis dat Standard Bank, Nedbank en FirstRand nie verder vervolg kan word in die lopende saak oor beweerde manipulasie van die rand nie. Die uitspraak is 'n groot terugslag vir die mededingingskommissie wat die banke daarvan beskuldig het dat hulle tussen 2007 en 2013 saamgespan het om die rand-dollar wisselkoers te beïnvloed. Die hof het bevind dat daar nie voldoende regs- en feitelike gronde was om hierdie saak teen die Suid-Afrikaanse banke voor te sit nie. Daarmee is hulle van die huidige verrigting vrygestel. Die saak is egter nog nie afgehandel nie. Die mededingingskomitee mag steeds voortgaan om sy saak teen 'n kleiner groep internasionale banke, waaronder JP Morgan, Chase BNP Paribas, HSBC, Investec en Standard Americas, waar die beweringe nou voor die mededingingstribunaal aangehoor sal word. Die hof het nie beslis dat die banke skuldig is nie, maar dat slegs die saak teen hulle kan voortgaan. Hierdie uitspraak sluit 'n belangrike hoofstuk af vir die plaaslike banke, waar ondersoek na beweerde manipulasie van die rand duur steeds voort teen oorblywende internasionale banke. Novak Djokovic het sy ervaring in die klas weer gewys toe hy Stefanos Tsitsipas in 3 stelle verslaan het om na die volgende ronde van die Wimbledon tennistoernooi deur te dring. Djokovic was van die begin af in beheer van die wedstryd, het sterk op sy afslaanbeurt te vertoon, min onnodige foute gemaak en Tsitsipas voortdurend onder druk geplaas. Die serveer, sy uitstekende bewegings op die gras en sy vermoë om belangriker punte te wen, het die groot verskil gemaak. Tsitsipas het hard teruggeveg en tye goeie tennis gespeel, maar kon nie die konsekwentheid van die 24-malige Grand Slam kampioen ewenaar nie. Djokovic het die belangrike oomblikke beter hanteer en die wedstryd in 3 agtereenvolgende stelle beklink. Met hierdie oorwinning stuur Djokovic 'n duidelike boodskap aan sy teenstanders dat hy steeds een van die gunstelinge is om vanjaar se Wimbledon titel ook te kan wen. Sy ervaring en kalmte in groot wedstryde maak hom 'n gevaarlike teenstander vir enige speler wat nog in die toernooi oorbly. Engeland se vroue cricketspan het gister die Protea vroue oortuigend in die halfeindstryd van die T20 toernooi geklop om sodoende hulle plek in die eindstryd te bespreek. Suid-Afrika se grootste probleem was hulle bouwerk wat nie daarom kon slaag om Engeland se kolwers onder druk te plaas nie. Die Engelse kolwers het die losaflewerings goed benut en gereeld hierdie grenslyne bevind. Die Protea se veldwerk het ook onder druk begin ingee. Verskeie misvelde en gemiste kansse het Engeland gehelp om 'n sterk totaal op die tellbord te plaas. Die span van Engeland se gehalte is sulke foute duur betaal. Wade van die Kerk het Woensdag tydens 'n atletiekbyeenkom in Eisenstadt, Oostenryk, uitstekende vertoning in die 100 meter gelewer. In die eindstreep in 9.83 sekondes oorgesteek en die derde plek behaal. Van die Kerk het vinnig uit die werkspringlokke gekom en tot aan die einde sterk meegeding teen 'n uiters mededingende veld. Sy prestasie wys dat hy steeds op hoë vlak kan meeding en goeie vordering met sy vorm maak. Hierdie Suid-Afrikaner se vertoning is 'n groot inspuiting van vertroue terwyl hy voorberei vir die belangrikste internasionale byeenkomste later van die seisoen. Ondersteuners sal hoop dat hy op hierdie vertoning kan voortbou en nog vinniger tye in die komende weke kan aanteken. Iga Swiatek het sonder veel moeite na die derde ronde van die Wimbledon tennistoernooi deurgedring nadat sy Karolina Pliskova met 6-1 en 6-3 gewen het. Swiatek was van die begin af in beheer van hierdie wedstryd en met haar uitstekende grondhoue en akkurate afstandwerk pas aangegee. Sy het Pliskova min ruimte gegee om haar ritme te vind en die eerste stel binne kort tyd met 6-1 gewen. En die tweede stel het Pliskova harder teruggeveg, maar Swiatek het kalm gebly en die belangrike punte gewen. Sy het die wedstryd met 'n 6-3 oorwinning afgesluit en haar plek in die derde ronde verseker. Hierdie oorwinning wys Swiatek dat sy in uitstekende vorm is en steeds een van die gunstelinge bly om diep in die toernooi te vorder. Haar konsekwente spel en selfvertroue maak haar 'n moeilike teenstander vir enige speler wat haar pad in Wimbledon gaan kruis.
Bafana se uitstekende vertoning in die internasionale toernooi het 'n groot finansiële inspuiting vir die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA meegebring. Volgens berigte sal SAFA sowat R222 miljoen ontvang danksy die span se sukses. Hierdie geld sluit prysgeld en ander inkomste in wat met die span se deelname en prestasie verband hou. SAFA sê die fondse kan gebruik word om sokker op alle vlakke in Suid-Afrika verder te kan ontwikkel. Daar word verwag dat 'n deel van die geld aangewend sal word vir die ontwikkeling van jong spelers, die verbetering van opleidingsprogramme en die ondersteuning van nasionale spanne. Dit kan ook help om die sport se infrastruktuur en administrasie verder te versterk. Bafana se goeie vertonings het nie net trots na Suid-Afrika teruggebring nie, maar ook gewys dat sukses op die veld 'n beduidende finansiële voordeel vir die land se sokker kan inhou. Ondersteuners hoop dat hierdie inkomste verstandig aangewend sal word om die toekoms van Suid-Afrikaanse sokker verder te bevorder. Gister se Kruiwenweek uitslaa in Bloemfontein lyk as volg. Boland het 14 aangeteken teen die Goue Leeu se 7 punte. SVD het 67 aangeteken teen die Griffins se 3 punte. Die Haai het 27 aangeteken teen die Grens se 15 punte. Die Luiperde het 39 aangeteken terwyl die Pumas 12 punte opgestapel het. Die Vrystaat het 17 aangeteken en die Valke ook 17 punte. Die WP het 50 aangeteken teen die Griquas se 0 punte. Die Bloubil het 57 aangeteken teen Namibië se 0 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkieu for You, jy kan vir Diana Susan kontak by 082 390 339 en is jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1326, Polokwane 521, Lephalale 623, Mbombela 422, Mahikeng 217, Pretoria 419, Johannesburg 317, Ermelo 118, Kalahari 417, Gaborone 619, Richards Bay 1125, Pietermaritzburg 519, Durban 1222, Port St Johns 1022, Pongola 723, Maputo 1524, Bethlehem -1 en 15, Bloemfontein 0 en 13, Alabang-Noord 1 en 12, Welkom 214, Vryburg 1 en 17, Kimberley 214, Appington 5 en 17, Prieska 415, Springbok 4 en 16, Karasburg 418, Keetmanshoop 5 en 18, Mariental 522, Alexander Bay 1019, Brandvlei 3 en 14, Loederts Bay 1121, Vredendal 1820, Kaapstad 1115, Sutherland 0 en 9, George 15 en 18, Jeffreys Bay 919, Tabarra 919, Graaff-Reinet 3 en 15, Kaap-Agulhas 10-18, De Aar 1 en 12, Multino -1 en 8, Beaufort Wes 6 en 15, Oos-London 9 en 20 in die middag, Mabalane 16 in die oggend, 28 grade Celsius in die middag. Ons verkorte weerberig vir vandag: Limpopo provinsie, warm tot baie warm met sonnige toestande, geïsoleerde donderbuie is later moontlik. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en warm, enkele buie kan in die ooste voorkom. Gauteng, koud tot koel vroeg, daarna kan dit sonnig en aangenaam raak. Noordwes provinsie, sonnig en warm met 'n ligte wind. Vrystaat, koue oggend, sonnig en koel tot matig warm gedurende later in die dag. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk, warm langs die kus met 'n kans op ligte reën in die noorde. Die Noord-Kaap provinsie, sonnig en droog, koud vroeg, maar later sal dit warmer raak. Die Oos-Kaap, koel tot warm met gedeeltelike wolke, vars winde langs die kus. Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk met koel toestande, ligte reën word in die suidwestelike dele verwag. Gedagte vir die dag: onthou, jy hoef nie perfek te wees om 'n verskil te maak nie. Doen vandag jou beste, wees vriendelik met ander en glo dat elke nuwe dag nuwe geleenthede sal bring. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens en baie sterkte vir die Springbokke vir môre se wedstryd teen Engeland.